Morgen, ja, is ons weer deurgedra, hè? Is ons weer deurgedra en ons staan in dankbaarheid en kom ons gaan net so 'n bietjie verder met die Heilige Gees. Ons het gister gevind dat die Heilige Gees bly binne in ons. Hy bly binne in ons, hy bly rondom ons, hy's oral en om dit te besef, skakel ons uit die feit dat ons gewoonlik die Heilige Gees verwelkom. Ons verwelkom die Heilige Gees hier, ons verwelkom die Heilige Gees daar. Maar in feite is die Heilige Gees supposed om binne ek en u te wees. So as die Heilige Gees hier binne ek en u is, dan is ek en u nie waarlik waar by God nie. Nie waarlik waar by God nie. En ons kan teruggaan, ons kan gaan kyk in Johannes 14, wat sê die Bybel rondom dit. Ons was gister daar. En vandag gaan ons so 'n bietjie verder met Bybelstudie en vandag is ons in Romeine 8 en Romeine 8 vers 26 so en net so kom ek lees 25. Maar ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En net so kom ook die Gees ons swakhede te help. Die Gees wat binne in ek en u bly kom dan ek en u se swakhede te help en hy sê want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Ek en u weet nie reg wat ons moet bid nie. Ek het nou die dag gepraat oor die wil van God. Ons sê onse Vader, laat u wil geskied. Maar ek en u wil nie in God se wil lewe nie. So hoe moet hy sy wil laat geskied as ek en u nie sy wil doen nie? Maar ons beklemtoon dat ons gelowig is, maar ons doen nie die wil van God nie. Daarom sê die woord van die Here, julle sê Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. Want ons weet nie hoe om te bid nie. Ons weet nie hoe om selfs die onse Vader om het met 'n konteks te bid en te kan verstaan wat ons sê nie. Daarom kom die Gees ons te help en want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Met onuitspreeklike sigtinge. Dis different van 'n tale praat. Die Heilige Gees met onuitspreeklike, dit wil sê iets wat ek en u nie kan uitdruk nie. So wanneer ons in tale praat, is dit nie onuitspreeklike sigtinge nie. Dit is iets wat aan die Heilige Gees toegegeen word. Dit is iets wat die Heilige Gees toedoen. En dis hoe hy vir ons intree by God. Dis hoe jy en dit is hoekom God sê hy weet wat ons wil vra nog voordat ons gevra het, want die Heilige Gees tree vir ek en u in, maar ek en u wil die Heilige Gees verwelkom. So wanneer die Heilige Gees nie daar is nie, wanneer ek en u nie die Heilige Gees ervaar nie, sê ons dan eintlik dat die Heilige Gees is nie daar nie. So dan wie tree vir ek en u in? So dit wil sê ek en u se gebede kan nie verhoor word nie, want ons weet dan nie hoe om te bid nie. Dit raak net soveel dieper, dit raak net soveel interessanter, wanneer ons kom kyk aan wat die woord regtig sê. In Bybelstudieklasse het baie ingekom met die gedagte om te challenge. Ek wil challenge. En omdat ons nie met die Gees gekom het ons nie geleer nie. En baie het die pot misgesit, omdat ons kom met 'n alwetende Gees. Ons kom nie om te leer nie, ons kom om te kyk wat aangaan. En vers 27 sê, en hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoelinge van die Gees is. God is die kenner van die harte. So hy weet wat is die bedoeling van die Gees, van die Heilige Gees wat hy binne ons gelaat het. En is omdat hy ooreenkomstig die wil van God, omdat die Gees ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Die heiliges is supposed om ek en u te wees. Maar ek en u het dan nie die Heilige Gees nie. Ek en u wil dan nie die Heilige Gees, ons wil nie doen wat God sê nie. So hoe kan die Heilige Gees vir ons intree as ons om elke keer moet verwelkom? Daar kom die Heilige Gees aan. Ek en u wil uit emosies uit. Ons verwar met die Heilige Gees met emosies. Ons verwag dat as jy 'n goeie song sing, die trane loop of ek is gemoeg, dan is die Gees van God daar. Die Gees van God is nou hierso. Nou hier binne in die kar. Nou hier binne in my hart, binne in my.
sodat ek en u vry kan wees, sodat met onuitspreeklike sigtinge vir ons ingetree kan word by God. Né? Dit is wat die Heilige Gees doen. Dit is wat die Heilige Gees doen. Ek gaan nie die video's gaan ek hier op WhatsApp stuur nie. Ek gaan net die link daar plaas. So Bybelstudieklasse, min mense wil Bybelstudie doen. Hulle sê nee, ek weet klaar wat ek behoort te weet. So ek hoef nie Bybelstudieklasse te loop nie. So ek gaan nie my parels voor die swyne gooi nie. Die is op Facebook. Op Facebook. Die link sal op my status wees en obviously gaan die video mos nog op Facebook wees. En ja, so dit is waar jy dit gaan vind. Dit is waar jy die res van die reekse gaan vind van ons Bybelstudie wat ons aanbied. En dit kan ek slegs aanbied as die Heilige Gees in my is. As die Heilige Gees my kyk. As die Heilige Gees my lei. As die Heilige Gees, as die Heilige Gees, as die Heilige Gees. Dis alwaaroor dit gaan. Niks van Koos Manari. Niks van hom nie. Die Heilige Gees. Ons moet weet wat sê die woord van God. Ons moet verstaan wat sê die woord van God, sodat ons na God kan se hart kan optree en sodat hy in vers 3 van Romeine 8 hy sê, want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur en dat terwille van die sonde veroordeel in die vlees. 'n moeilike vers om te verstaan, maar as ons Heilige Gees het. Is eye for a way, is eye for a way. Kom ons gaan kyk wat sê die woord van God, kom ons try verstaan wat sê die woord van God en die Here gaan ons sien.